Ek gaan vir ons net 'n bietjie gee in verband vandag van die 10de. Basically die vraag wat ek nog altyd gehad het is, moet mense 10de gee, ja of nee? En vir my, een van die goeders wat my tot die verstandhouding gebring het van dat, ja, jy moet 'n 10de gee, is dat die feit dat dit in skrif staan. En ek weet dit klink stupid, dit staan in die skrif, maar dit is vir my actually nogal belaglik hoe baie mense daar buite goeders nie glo wat actually fisies in skrif staan nie. En net om dit uit te bring is, want een van die grootste goeders wat mense gewoonlik gebruik van, nee man, jy hoef nie meer 10de te gee nie, dit was 'n wetlike ding gewees. God het die wet gegee en daar moes jy jou 10de betaal. En nou dat die wet verby is, Jesus het ons gekom om die wet te vervul. So hy het vervul, so jy hoef nie meer 10de te betaal. En om eerlikwaar te wees, as jy nie wil nie, hoef jy nie 10de te betaal nie. Dis 'n feit. As baie mense gebruik Maleagi 3, dan sê hulle nee, jy gaan met 'n, wat is die Afrikaans van curse? Vervloeking. Jy gaan vervloek word as jy nie 'n 10de betaal nie. En dit was waar gewees in die Ou Testament. Hulle het gewerk op as ek goed doen, as ek al die wette volg en as ek daai goeders doen, dan kry ek die seën van God, en as ek dit nie doen nie, dan kry ek 'n vloek op my. En dieselfde gewerk met die 10de. As hulle nie gesaai het en sulke goeders doen, dan het dit vloeke op hulle gekom. Dis hoekom, as veral as jy Judges, die boek van Judges. As jy Judges gaan lees, in Engels is dit Judges, okay? Rigters, dankie. As jy Rigters gaan lees, en dan is dit die hele tyd vorentoe en agtertoe van die Israeliete, wat dan gaan en sê, okay, cool, hulle word geseën, en dan doen hulle nie 100% die regte ding nie, en dan word hulle vervloek. En dan bring die Here 'n rigter op, byvoorbeeld Gideon, Samson, al daai mense, en hulle word verlos, en dan gaan goeders weer goed vir 'n rukkie, en dan gaan hulle weer van die pad af, en so gaan die siklus aan en aan en aan. Maar met Christus wat gekom het, het hy die vloeke verbreek, so, om die waarheid te sê, as jy nie 10de wil gee nie, jy gaan nie meer vervloek word. Maar een van die grootste redes hoekom jy nog steeds 'n 10de gee, is want daar is nog steeds 'n seën daaraan vasgeheg. En net om ook te verwys na in verband met die 10de, is dat dit is voor en na die wet gewees. En baie mense mis dit, en baie mense sal teen dit stry. So net om 'n bietjie van 'n president te skep, prinsipaal, wat jy wil noem, ons het ek en Jacques het gedebatteer vanoggend, oor wat gaan ons sê in verband met dit, want die president doen nie so nice vandag nie, maar ja, ons noem dit 'n president, daar is 'n wet wat hulle noem, en ek moes hierdie gaan Google het, en ek het nie die Engels geken, the law of first mention, Afrikaans is dit die wet van eerste vermelding. Dis 'n baie groot woord. Ek het Afrikaans skool gegaan en nog nooit 'n woord gehoor nie, maar anyway. So net om hierdie president te skep van 'n idee te gee van wat dit beteken. Dit beteken dat as daar ietsie, die heel eerste keer wat ietsie genoem word in die Bybel, kan jy dan daai vat as 'n president en dit deurdra in jou Bybelstudie. Nou ek moet bysê, jy moet altyd die Heilige Gees met dit meng, sodat jy dit nou net die regte konteks, want as jy ook die woord uit konteks uitvat, en dan beteken dit niks nie. Maar net om voorbeelde te gee, byvoorbeeld Genesis 1, waar God gesê het, uit die hemel en die aarde geskape. Reg? Dit skep 'n president van die hemel en die aarde bestaan aan God. Reg? En as jy dan al die pad terug gaan na vorentoe gaan na Openbaring, dan sê dit daar gaan 'n nuwe hemel en aarde wees. Reg? So dis 'n president wat geskep word. God, as hy regtig wil,
kan hy nou kom en alles stop en die ou aarde en hemel, want hy het die hemel en die aarde geskape. 'n Ander voorbeeld is met huwelike. Genesis 2. Hy het man en vrou geskape. Nou Jesus het daai in gebruik in Markus 10, toe hy vir die fariseërs verduidelik het, toe hulle kom vra het soos in, mag jy divorce, mag jy skei en sulke goeders, toe sê hy, moenie breek wat God bymekaar gesit het nie, en toe gebruik hy hierdie vers, Genesis 2 vers 24, om te sê, dit is, man en vrou is gemaak, moenie skei wat God bymekaar gesit het nie. So dit is die wet van eerste vermelding. As jy ietsie wat heel eers in die begin genoem is, kan jy dan deurvat. So toe vat ek hierdie president of prinsipaal deur op wat sê dit op die 10de. En die heel eerste keer wat die 10de genoem is in Genesis 14. En dit is met Abraham. So die storie van Abraham, Lot het mos gegaan en hy het mos in Sodom gebly. En toe kom daar 4 konings teen 5 konings. En hulle het oorlog gehad. En obviously die 5 konings het wat teen Sodom en die ander 3 koninkryke geveg het gewen. En hulle het almal ontvoer, al hulle besittings gevat en alles was weggevat. Toe gaan Abraham met 318 mans, wat hy in sy, dis nêrens gekry en is mense wat hy, kom ons sê in sy maatskappy gehad het, in sy huishouding gehad het. En hulle het gegaan, en dit vir my alleenlik is nogal 'n wow. Dat hy dan gaan veg teen 5 koninkryke, en hy het met 318 mans gaan wen. Dit alleen vir my is 'n miracle and a blessing. Maar, so in Genesis 14 vanaf vers 14 af, dan noem dit die eerste keer in verband met die 10de, waar dit sê, toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318 en hulle tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval en sy dienaars en hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hoba wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring. So hy het alles wat gevat was teruggebring. En sy broer Lot en sy goed teruggebring en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die koning wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet die laagte Sawe, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, dit is die koningslaagte. Vers 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was, baie belangrik, priester van God, dit alleen skep 'n president ook, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde, en geseënd is God, die allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom 'n 10de van alles. En eerlik te wees, die eerste keer toe ek dit gelees het, ek gedog het Melchisedek het vir Abraham 'n 10de gegee. En dis amper hoe dit klink. Maar die skrywer van Hebreërs gee vir ons addisionele inligting in verband met hierdie. So in Hebreërs 7 vers 1 tot 2 sê dit, want hierdie Melchisedek, wat koning van Salem, priester van God, die allerhoogste, so daai, jy kan outomaties aflei, dit praat van dieselfde persoon, want hy gebruik presies dieselfde bewoording, hy quote hom amper woord vir woord, uit Genesis 14 uit, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. So Abraham het 'n 10de gegee aan Melchisedek. Maar hierdie is vir my die wow gedeelte in hierdie. Hy wat in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, vers 3, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin van dae of lewenssyde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd.
En net ingeval 'n mens dink, soos in, okay, miskien praat hy nie eintlik daarso van Jesus nie. Kan 'n mens teruggaan na Hebreërs 6 toe, en ek gaan net die laaste vers lees van Hebreërs 6 vers 20, sê dit, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. En dit is die laaste vers in Hebreërs 6. En dan begin Hebreërs 7 vers 1 met die woord want hierdie Melchisedek. So die Hebreëse skrywer vergelyk Melchisedek aan Jesus. En hy basically sê dat toe Abraham 'n tiende gegee het aan Melchisedek, het hy 'n tiende gegee aan Jesus. En dit is, ek verstaan partykeer nie hoe mense dit kan mis nie. Mense dan kom sê, ja nee, maar daar word nie gepraat van tiendes in die Nuwe Testament. Hebreërs is in die Nuwe Testament, en sê ek 'n verkeerde Bybel het. Hebreërs is in die Nuwe Testament, en hier staan dat hy het 'n tiende gegee aan 'n tipe en 'n skadu van Jesus. Want dis wat Melchisedek was. Hy was 'n tipe en 'n skadu van Jesus. Hy was 'n voorvertolking, hoever jy dit wil sê. In Engels noem dit 'n type and shadow van Jesus. En hy het 'n tiende gegee. Vir my, addisionele wow is die volgende, as ons aanhou lees, dan as ons teruggaan na Genesis 14. En ons sê, ek gaan net weer van vers 20 af begin, ons het hom al gelees, maar ek gaan net begin van vers 20 af. Want mense sê altyd, okay, 'n tiende, cool, ek het vrede gemaak, 'n tiende moet gegee word, 'n tiende is Nuwe Testament, dit is cool, maar hoeveel moet ek gee? Moet ek nog steeds 'n tiende gee? Want 2 Korintiërs 9 vers 7 sê mos, as jou purpose in your heart, soos wat jy in jou hart voel, dis hoe jy moet gee, reg? Wel, kom ons kyk nou wat Abraham actually gedoen het. En geseënd is God, Genesis 14 vers 20, en geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het, toe gee hy hom 'n tiende van alles, so dis aan Melchisedek. En die koning van Sodom sê vir Abraham, geef my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here. En daai Here is hoofletters, Yahweh. Ek hef my hand op. Ek gooi my hande op. Ek loof en prys God wat vir my hierdie wen gegee het in die oorlog. Ek prys die Here van die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde, dat ek geen draad, geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie. So al die goeders wat hulle gesteel was van Sodom af, het gesê, hier is al jou goeders terug. En in daai tyd, as jy oorlog gewen het, kon jy alles gehou het. Dit was 'n ding gewees. Jy is die wenner, so jy hou alles. Maar toe sê hy, nee, hierso. Niks vir my nie, vers 24. Net wat die eienaars, die dienaars geëet het, en deel van die manne, wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deelneem. Klink dit nie vir jou baie soos wat Paulus beskryf in 2 Korintiërs 9 nie? As your purpose in your heart, soos wat jy in jou hart wil gee. Maar dan gaan 2 Korintiërs 9 ook verder en sê, God gee saad vir die saaier en ook brood om te eet. Hulle het brood gevat om te eet. En Abraham het toe 100% gegee. Hierso. Maar hy is die een wat sy hand opgehef het na die hemel. En dit skep vir my 'n presedent, dat as dit gedoen was, en net so tussen hakies, Genesis 14 is voor die wet. En as ek genoeg tyd gehad het, kon ek nou deur al die goeders gegaan het in die wet, en sekere goeders uitgewys het, dat daai tiende word gegee aan God. Ja, mense ontvang dit. Melchisedek, 'n priester van God, het dit ontvang, maar hy het dit vir God gegee.
Hy het sy hand opgehef na die Here en gesê, ek het dit vir jou gedoen. En dit is waar die 10de vandaan kom. Nie omdat daar 'n wet gegee was en omdat jy 'n vervloeking gaan hê as jy nie 'n 10de gee nie. En op die ou einde, die 10de word 'n 10de genoem, en dit is wat hulle moes gedoen het. Dit is 'n 10de. 10% van alles. Maar as jy 1% wil gee, as jy 100% wil gee, soos wat Abraham hier gedoen het, dan doen dit. Amen. Awesome. So die wat wil gee, kan gee, en ek gaan net vir ons afsluit, net in 'n gebed en 'n seënspreek oor die saad wat gesaai is. Vader, ons sê vir U dank, Here, dat elke liewe saad wat gesaai word, Here, veral in hierdie ministry, dat dit 100-foud oes sal opbring. Ons weet, Vader, dat hierdie is goeie grond, en elke liewe saad wat daarop val, kan nie anders behalwe om te groei. Ons sê vir U dank, Here, dat daar mense daar buite is met vrygewige harte, en ons bid, Vader, dat U totaal en al hulle sal oorrompel met U liefde, terwyl hulle gee. Want U woord sê dat U het 'n vrygewige gewer lief. Nie iemand wat dit doen omdat hulle gedwing word. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ons spreek 'n seën uit oor hierdie saad dat dit 'n 100-voudige oes sal opbring. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Awesome.